I16 Property, Plant and Equipment. Uitgestelde betalingsterme. Hierdie is 'n opsomming van die hoofkomponente van I16. Rekeningkundige hantering behels erkenning, meting en openbaarmaking. Hierdie aanbieding fokus op meting en spesifiek aanvanklike meting waar betaling uitgestel word. Paragraaf 23 van I16. Die opskrif van hierdie paragraaf is Measurement of Cost, meting van kosprys. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognized as interest over the period of credit unless such interest is capitalized in accordance with IAS 23. Nou, IAS 23 hanteer leenkoste en dit val buite die omvang van hierdie aanbieding. Wat is die kwessie ter sprake? Jy koop nou eiendom, aanleg en toerusting, maar jy stel betaling uit. So jy betaal meer as wat jy sou betaal, het jy die bate in kontant gekoop. Baie spesifieke aspek om op te let is dat jy jou betaling uitstel beyond normal credit terms, buite normale kredietterme. Wanneer dit die geval is, moet jy 'n berekening gaan doen van rente, want daar is 'n wesenlike rentekomponent dan ingesluit by die bedrag wat jy betaal. En daardie berekening is die verskil tussen dit wat jy gaan betaal, wat rente insluit, minus die kontantprys ekwivalent. Dit wat jy sou betaal het jy vandag in kontant betaal. Daarom is dit die implikasie verder dat as jy nie jou betaling uitstel buite normale kredietterme nie. Met ander woorde, jy betaal nog steeds binne normale kredietterme, dan is die rentekomponent nie wesenlik nie en sal dit nie nodig wees om die rentekomponent uit te haal by die kosprys van die bate nie. In opsomming, eiendom, aanleg en toerusting word altyd aanvanklik gemeet teen kosprys. Hierdie kosprys word gemeet as die kontantprys ekwivalent op erkenningsdatum. As daar nou egter 'n uitgestelde betaling is en jy betaal nie op dag 1 kontant nie, dan moet jy gaan vra, is hierdie betaling uitgestel later as normale krediettermyne? As dit die geval is, moet jy 'n berekening gaan doen as die verskil tussen die kontantprys ekwivalent en die totale betaling. Daardie verskil gee vir jou rente en rente word erken in wins of verlies oor die tydperk van die krediet. So hierdie tipe berekeninge behels gewoonlik die berekening van 'n teenswoordige waarde, 'n PV wat jou kontantprys ekwivalent verteenwoordig en die totale betaling wat jou future value of toekomstige waarde verteenwoordig. Hierdie twee bedrae word dan vir mekaar afgetrek en dit verteenwoordig jou rentebedrag.